Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag, 7 Augustus. Vir verdere studie, Roswell F. Cottrell, Spiritual Gifts, bladsy 5 tot 16 in Ellen G. White, Spiritual Gifts, deel 1. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White in the Advent Review and Sabbath Herald, 12 April 1906. Laat gelowiges se sendingveld betree, vertrouende op die Here, en hy sal saam met hulle gaan en mense tot oortuiging en bekering bring. Elke werker het 'n bydrae te lewer. Die een is 'n natuurlike spreker, die ander 'n natuurlike skrywer, 'n derde het die gawe van opregte en vurige gebed, 'n vierde kan sing en 'n vyfde het die unieke vermoë om die woord van God duidelik uiteen te sit. Elk van hierdie gawes word 'n kragtige werktuig in God se hand omdat hy aktief by die gelowiges se sendingspogings betrokke is. Aan die een skenk God wysheid en die regte woorde, aan 'n ander kennis en aan 'n derde geloof. Tog werk almal saam onder dieselfde leidsman. Hierdie uiteenlopende gawes lei tot uiteenlopende bedienings, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring, 1 Korintiërs 12 vers 6. Laat niemand op die sogenaamde tweede beste gawes neersien nie. Almal moet inspring en werk vir die Here. Niemand moet uit ongeloof handjies gevou sit omdat hy of sy meen dat hulle nie tot groot dinge in staat is nie. Vergeet van die eie ek. Hou jou oë op die leidsman gerig. Doen alle nederigheid, opregtheid en liefde jou bes. Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 12 April 1906. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Upward Look, bladsy 141. Ons benodig ander koppe om ons te help met die werk. Die Here werk ook deur ander verstande, nie net ons eie nie. Die onderskeie gawes wat hy aan verskillende mense gegee het, moet tot volmaking van die heiliges, tot die werking van die bediening, tot die opbouing van die liggaam van Christus saam ingespan word, soos gelees in Efesiërs 4 vers 12. Struikelblokke met die sal ons altyd te kampe hê. Laat ons nietemin ons leidsman volg, terwyl ons elke uitdaging saam en eendragtig aanpak. Ellen G. White, The Upward Look, bladsy 141. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Bepeins 'n bietjie die gawe van profesie. Waarom is profesie meer belangrik as die spreek van tale sonder enige uitleg, oftewel tolking? Indien nodig, kan jy weer 1 Korintiërs 14 lees om jou van Paulus se argumente in die verband te vergewis. Vraag nommer 2. Bespreek die volgende in klastyd. Ellen G. White se lewe en bediening en waarom ons as 'n kerkgenootskap glo dat sy inderdaad die gawe van profesie ontvang het. Watter groot seëninge het die kerk daardeur te beurt geval? Watter uitdagings staan ons egter ook in die gesig betreffende die regte aanwending van hierdie gawe wat ons as erfenis ontvang het? Vraag nommer 3. Dink aan 3 tot 5 mense wat jou waarlik liefhet. Hoe weet jy dat hulle liefde vir jou opreg is? Wat sê dit vir jou oor die rede vir die voortdurende verwysings na die liefde in Paulus se bespreking van die gawes van die Gees? Vraag nommer 4. Die liefde is weliswaar belangrik. Waarom moet dit egter nie die enigste kriterium wees om te bepaal of iemand die waarheid praat al dan nie en of ons derhalwe wel 'n op hul boodskap behoort te slaan? Kom ons sluit af met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir U baie dankie vir die kosbare waarhede wat ons uit U woord kon leer vandag. Ons dankie dat U deur U Gees
aan elke gelowige gawes gee om U kerk en die liggaam van Christus te bou om U naam te verheerlik. Vader, help ons asseblief dat ons gawes met nederigheid en met liefde mag gebruik en om die eenheid van die liggaam van Christus te bewaar. Seën ons asseblief die week wat voorlê en laat U wil in ons lewens geskied. Ons bid en ons vra dit in die naam van ons wonderlike Redder en Vader, Jesus Christus alleen. Amen.